Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se aanlyn erediens. Daar waar jy ook mag wees, mag jy saam met ons die gemeenskap van die Here Jesus self beleef. Ons leef natuurlik hierdie tyd van die jaar in die tyd van Paase in ons liturgiese kalender. En dis die tyd waar ons kyk na Jesus se berigte, waar hy van sy opstanding, waar hy aan mense verskyn het, wat dit vir ons beteken het, eeueoue beloftes wat in vervulling gekom het. Wat het gebeur? Dit is volbring. Ons word natuurlik dan ook opgeroep om in hierdie tyd opnuut ons lewe ook aan die Here te wy. Ek nooi jou om dan ook saam met my aan die hand van lied 266 dan jouself ook vanoggend in hierdie geleentheid voor die Here te bring. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat die ryk kom, geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. As aanvangswoord vanoggend bring ek vir jou graag die volgende. Waar daar liefde is, daar is God die Heer. Vrede vir ons, die gemeenskap wat vergifnis ontvang het. Vrede vir jou persoonlik, in wie God 'n welbehae het. Vir jou vir wie God op sy naam geroep het, van nou af tot in alle ewigheid. Mag jy weet, daar waar jy is, hier waar ek is God self. God self kom groet ons en sê genade en vrede vir julle, van God ons Vader en ons opgestaande Here Jesus Christus, en dit alles so saam met die werking van die Heilige Gees. God is met ons. Amen. So net daar waar jy is, kom ons word vir 'n oomblik net stil en ons bring onsself dan ook voor die Here. Ewige God en genadige Here, vanoggend kom ons as gelowiges in verwondering voor U staan. U wat die Here Jesus aan ons geskenk het, dat ons in verwondering staan en dit alles in herinnering roep, nie dink oor sy dood, oor sy lewe, waar U liefde op 'n manier vir ons gewys word, wat ons eintlik oorweldig. Ons dink aan die versekering wat die opstanding vir ons gee, om op hierdie oggend
seker te wees van u blywende teenwoordigheid by ons. Mag dit so wees, Here, dat ons dit sal ter harte neem, en dat ons u tasbaar mag beleef in ons saamwees vanoggend. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil graag sommer net vir so 'n oomblik jou nooi. Dink aan iets wat vir jou lekker ruik. Dink aan herinneringe. Ek dink sommer aan sterk geure, soos die geur van kaneel, of ek dink aan lavendel, of ek dink aan die geur van rooibostee. En dan is die vraag, maar wat herinneringe roep dit by julle op? Ek dink byvoorbeeld aan 'n herinnering wat ek het oor parfuum. Ek was jare gelede, vir die eerste keer wat ek in die Staatsteater in Pretoria was, het ek daar gesit en ek was oorweldig oor dit alles wat hier gebeur in hierdie wonderlike ervaring. En iemand naby aan my het 'n reuk gehad, 'n parfuum, 'n dame naby. Wie sy is, weet ek nie, waar sy gesit het, weet ek nie, maar daar het iets aan haar parfuum met daardie ruimte gevul en my assosiasie met hierdie Staatsteater, hierdie herinnering is met daardie reuk verbind. Selfs vandag nog, jare later as ek in die dorp iewers besig is of selfs hier by die kerk in 'n erediens kom en ek ruik iemand wat daardie parfuum het, dan neem dit my terug na daardie herinnering. Dink vir 'n oomblik aan sulke geure. Dink aan rooibostee, dalk laat dit jou dink aan jou ouma se huis. Ek dink aan kaneel en pannekoek, ouma se pannekoek. Ek dink aan dalk jou ma se room wat sy in haar hande gesmeer het. Die geur en die verbintenis wat hierdie herinneringe aan ons bring. Vandag wil ek saam met julle dalk verder praat oor ander geure wat vandag vir ons iets anders mag beteken. As jy jou Bybel daar naby jou het, is jy welkom om saam met my te lees. Ek gaan 2 tekstgedeeltes kry, so as jy dit so lank vooraf wil soek, Markus 16 en natuurlik 1 Johannes 1. Ek lees graag saam met jou uit Markus 16. Markus 16, Jesus het opgestaan, dis natuurlik Markus se berig wat hy gee oor sy weergawe van wat daardie Sondagmôre gebeur het. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena, die Maria die ma van Jakobus en Salome, reukolie gekoop, natuurlik die oorspronklike teks praat van speserye gekoop, om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre baie vroeg. Toe kom hulle by die graf, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar wie vir ons die klip sal wegrol wat voor die graf is. Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant met lang wit klere aan. En hulle het groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek vir Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels, en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop, terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre, het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste gedrywe het. Sy het vir sy disippels gaan vertel wat oor hom getreur en gehuil het. Alhoewel hulle by haar gehoor het dat hy lewe en dat sy hom gesien het, het hulle haar tog nie geglo nie. Daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan 2 van hulle verskyn, terwyl hulle op pad was na die platteland toe. Hulle het dit vir die ander disippels gaan vertel, maar die het selfs hulle nie geglo nie. Later het Jesus aan die 11-tal self verskyn, terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hulle hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Hy het vir hulle gesê, gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom, vir wie tot geloof gekom het, en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Die volgende wondertekens sal voorkom by die wat glo. In my naam sal hulle bose geeste uitdrywe, in ander tale sal hulle praat,
Met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal die siekes hande oplê, en die sal gesond word. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem, en het hy aan die regterhand van God gaan sit. Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig, en die Here het met hulle saamgewerk, en hulle prediking bekragtig, deur die wondertekens wat daarop gevolg het. Eers net tot daar, dan intussen kan jy so nog jou Bybel oopmaak, daar by 1 Johannes 1. Nou goed, lekker ryk, olie wat lekker ryk, of 'n assosiasie met geur. Nou dink ons dan daardie môre, wat het gebeur? Hierdie vroue, Maria Magdalena en dan ook Maria, die ander Maria het reggemaak met speserye en olie en dit wat ruik, lekker ruik, maar by hulle het dit 'n assosiasie gebring van die dood. Van Jesus vir wie hulle lief is se dood. En uiteraard het hulle reggemaak om dan ook vir hom sy liggaam te gaan voorberei vir hierdie tyd in die graf. Hulle het nog gewonder, maar wat gaan hulle maak? Hoe gaan hulle daardie graf oopkry? Want daar is hierdie groot klip. En toe hulle opkyk, toe is die klip weggerol. Natuurlik, Paastyd is hier vir ons die tyd waar ons mekaar daaraan herinner dat Christus waarlik opgestaan het. Ek dink sommer so, as ons dink aan Johannes se weergawe van die grafgebeure, hoe hulle hom gesoek het en hy as tuinopsigter daar gestaan het en Maria gehuil het. En dan hierdie bevestiging dat hy werklik opgestaan het. En so kan ons dan kyk na Matteus se weergawe, ons kan gaan kyk na Lukas se weergawe, ons kyk na die verskynings wat hy natuurlik ook skryf van die Emmausgangers. Hierdie bevestiging dat hy opgestaan het, wat in die eerste plek iets sê oor wie God self is. Waaroor is daar oorwinning behaal? Wie is God? Maar in die tweede plek ook iets sê van wie ons is en wie ons geword het. En dit is wat hierdie assosiasie van die speserye so spesiaal maak. Want in die eerste plek stap hierdie vroue en hulle maak reg, hulle sê ons gaan sy liggaam voorberei, ons harte is seer en dan kom hulle daar, sien 'n man volgens Markus met lang wit klere aan wat sê julle soek vir Jesus, maar hy is hier nie. Hy sê die dood opgewek. Markus maak melding, hy sê hulle het weggehardloop. Dan is die vraag, wat het toe geword van hierdie speserye? Wat het hulle daarmee gemaak? Het hulle dit daar neergegooi of het hulle dit met hulle saamgevat? Maar daardie reuk, daardie assosiasie sal nooit weer vir hulle dieselfde wees nie. 'n geur, 'n reuk wat aanvanklik vir hulle 'n assosiasie was met die dood van Christus self. Van die Jesus vir wie hulle lief is. Hy's dood. Hierdie reuk wat vir hulle herinner aan wat als nou die laaste paar dae hier met ons gebeur het. Waar hulle diep bewus geword het van die verlies wat hulle beleef, word toe omgekeer. En daardie speserye word die reuk van oorwinning, die assosiasie van 'n oorwinning. Van wie God is, maar in die besonder ook wie ons is. Daardie reuk van daardie speserye word waarskynlik dan ook die assosiasie of die reuk wat ek verbind met vergifnis. Ons wat vergewe is. Ek dink sommer so aan die Bybelse gebruik, nie? Konings, priesters, profete, hulle was gesalf met olies en natuurlik ook iemand baie belangrik, nie? En hier's iemand baie belangrik. Die koning van die heelal. En hierdie reuke, hierdie speserye word dan ons geur van die opstanding van Jesus Christus. Dit word die assosiasie van ons opstandingsgeloof. Hierdie man met die wit klere, die vroue sien hom daar en hy sê, moenie skrik nie. Julle soek vir Jesus van Nasaret, hy wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hulle het geskrik en weggehardloop. Maar hy gee vir hulle 'n opdrag. Hy sê, gaan vertel dit vir die disippels, en in besonder vir Petrus. Gaan vertel vir hom. Julle assosiasie van die geure het verander.
Dan is die vraag, maar wat het van daardie speserye geword? Ek nooi jou om saam met my te lees 'n tweede gedeelte uit 1 Johannes 1 uit. 1 Johannes 1, die woord wat die lewe is. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom en ons het hom gesien en is 'n getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit skryf ons, sodat ons blydskap volkome kan wees. Dan natuurlik die gedeelte net daarna, vers 5. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is die lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos wat hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sonde en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Net tot daar. Natuurlik hierdie kosbare getuienis wat Johannes skryf, nee. Ons het hom gesien, ons het aan hom geraak, ons het hom gesien en geraak en gehoor, en dis die getuienis wat ons kom gee. 'n nuut begin. Hierdie geur van hierdie speserye, die opstanding van die Here Jesus self, word vir ons 'n nuut begin. God wat sê, ek begin weer. Ek begin weer, en dan hierdie wonderlike ding, om te sê, as ek oortuig is en glo in die opstanding van die Here self, dan ek deel in 'n ongekende blydskap. Dink maar vanoggend, as jy na hierdie gedeelte of na hierdie erediens luister, of vanoggend dalk iewers in 'n erediens in 'n gemeente sou wees, met watter verwagting stap ek so toe? Met watter verwagting stap ek al weg? Nee, het ek die Here ontmoet? En is dit wat ek verkondig? Hierdie opstandingsgeloof. Ek dink aan 'n dosent van ons jare gelede toe ek op universiteit was. Hy het 'n boek geskryf oor die opstanding, Prof. Julian Miller. En hy het 'n kosbare ding geskryf. Hy het gesê, maar nou aanbid ons die opgestaane Here. Nou loop hy, slaap hy, werk hy, en speel hy, en voel hy, en vat hy, en is hy menslik, tasbaar tussen ons, by ons, nooit sonder ons nie, en ons nooit sonder hom nie. Die assosiasie van hierdie speserye word vir ons die geleentheid van hom wat opstaan, en nie sy dood nie. Van 'n storie van nuut begin, 'n storie wat nie klaar is nie. Ek dink sommer so aan, wat beteken hierdie opstanding vir ons? As ons dan kyk na die disippels, wat het van hulle geword? Waarheen is hulle op pad? Hulle het aanvanklik nie geglo toe Maria hulle vertel het nie. Hulle het aanvanklik nie geglo toe die Emmausgangers, soos wat Lukas hulle noem, oor hulle skryf, vir hulle gaan vertel het nie. Wat het toe gebeur? Wat het van hulle geword? Hulle het totaal en al verander. Hulle het anders beginne leef. Hulle het dinge anders beginne doen. Hulle het getuig van dit wat hulle tasbaar gesien en gehoor het. Hulle lewens het verander. Die vraag is, as ons in die tyd is van Paase, en ons vra wat het van die speserye geword, is die vraag eintlik wat ons vir onsself ook in tyd van Paastyd moet vra. Wat het van ons geword na Jesus se opstanding? Wat het van ons geword? En wat maak ons daarmee? Ek dink sommer aan Jesus se beliggaaming, wat naby aan ons is. Nooit weer is ons sonder hom nie. Iets van 'n nabyheid waarvan daar getuig word. Ek dink sommer aan die woorde, of aan hoe ons
eintlik hierdie getuies word en hierdie opstandingsgeloof in ons moet leef. Ek wil graag afsluit met 'n kort storie, wat ek natuurlik ook by iemand gehoor het, so dis nie my eie storie nie, op 'n keer het iemand hierdie storie vir my vertel. 'n Man kry iemand om vir hom sy boot te verf. Hy verf toe sy boot, en so gebeur dit dat hy ooreengekom het met die man, ek gaan vir jou R1500 betaal, as jy ons boot verf. Die man sê, is alles reg, en hy verf toe die boot, en die maandag, toe wag hy nou daar op sy selfoon om te kyk, het ek my betaling gekry? Ja, die betaling is deur. En hier kry hy 'n betaling vir sy arbeid gelewer, maar hierdie betaling is toe 'n bedrag van R5000, en nie R1500 soos ooreengekom nie. Dadelik is hy bekommerd en hy bel toe die persoon vir wie hy die werk gedoen het, en hy sê, ekskuus tog meneer, maar ek het ooreengekom R1500 vir die werk wat ek moes doen vir daai verf van daai boot van jou, maar jy het R5000 in my rekening betaal. Die man sê, jy is heeltemal reg, ek het R5000 in jou rekening betaal, as ek jou meer kon betaal, het ek. Hy sê, meneer, maar ons het nie dit ooreengekom nie. Hy sê, ja, maar daar was 'n gat in my boot, en weet jy, en ek het heeltemal vergeet van daai gat in my boot, en jy moes daai gat reggemaak het. Hy sê, ja meneer, ek het die gat reggemaak, want ek kan dit doen. Ek het gesien toe ek geverf het, daar's 'n gat in die boot, en toe maak ek hom sommer reg, en toe verf ek die boot. Hy sê, ja, maar wat jy nie geweet het nie, is ek het vergeet van daardie gat in my boot. En my kinders is na jou om geverf het die naweek uit, Valdam toe. En toe hulle daar in die Valdam lekker ontspan en kuier daar, toe besef ek by die huis, ek het nooit daai gat op my boot laat regmaak nie. So jy het in werklikheid my kinders se lewens gered. So as ek kan, sou ek vir jou graag meer wou gee. Nou wat is die les, of dit wat ek met my saamvat uit hierdie storie? Opstandingsgeloof leer my om anders te leef. Ons lewe aan die ander kant van die graf. Van hom wat van die begin af daar was. En sy opstanding maak juis dat ek anders begin leef. Dat ek anders begin dink. Dat ek anders te klink en dat ek mense anders oortuig. Oor my getuienis. Of sommer net in kort gesê, die reuk van die speserye word vir my 'n reuk van oorwinning. En juist daarom maak ek 'n ander ou se gaatjie in sy boot reg. En 'n ander ou maak weer 'n gaatjie in my boot ook reg. Kom ons bid saam. Here ons Here, dankie. Dankie vir die opstanding. Dankie vir dit wat dit vir ons mag beteken. Dankie vir dit wat die opstanding nie net oor U sê nie, maar ook oor ons sê. Dankie vir die volkome vergifnis van sondes, maar in die besonder dat ons ook in die oorwinning van die opstanding mag leef. Dat ek anders mag dink en anders mag leef en anders te mag klink en mense anders mag oortuig. Omdat U opstandingsgeloof of die opstandingsgeloof in my wek. En ek juist daarom nie anders kan nie, maar die reuk van hierdie speserye, die geur wat ek afgee, die assosiasie wat mense met my maak in my getuienis, is dat U Jesus leef. Dankie vir U nabyheid, U beliggaaming onder ons en in ons getuienis. Ons het U gesien, ons het U gehoor, ons het aan U geraak. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n geseënde dag hê. Ons maak reg vir 'n slotlied, of 'n lied waarmee ons kan afsluit, en dis natuurlik lied 526. Waar daar liefde is, daar is God die Here.
Vanoggend toe ons by mekaar gekom het, het ek jou gegroet en ons het eintlik gehoor hoe die Here self ons groet. En as ons vandag hier klaarmaak en van mekaar af wegstap, mag dit so wees hoe jy mag hoor hoe die opgestaande Here jou self groet en sê vrede vir jou. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek jou ook. Amen.